Goeiemôre, liewe gemeente. Dit is 'n heerlike voorreg om saam met u in die huis van die Here te wees. Om in hierdie diens die naam van die Here te mag aanroep. Liewe gemeente, mag hierdie diens vir ons elkeen wees tot opbou en versterking in die Here. Ons loflied na die uitspreek van die seën Gesang 43 vers 1, 3 en 5. Tot lof van die Here, Gesang 43 verse 1, 3 en 5. Kom ons sing ons wydingslied, Psalm 119 vers 1 en 2. Psalm 119 sing ons staande, dan bly ons staan vir die begin van hierdie diens, vers 1 en 2. Kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie, tot 'n teken wat weerspreek sal word aan al die geliefdes van God en die geroepe heiliges. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons lees die wet van die Here, soos wat dit geskrywe staan in Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ons lees juis die wet van die Here, liewe gemeente, want dit is die kenbron van ons sonde. Hierdie wet verlig ons verstand, ons lewe, dat ons kan sien in hoe mate ons teenoor ons God en ons naaste sondig. En wanneer ons dan bewus word van ons sonde, dan neem ons toevlug tot ons verlosser, Jesus Christus. Liewe gemeente, kom ons luister nou en ons lees saam, met eerbied en ontzag, Deuteronomium 5, vanaf vers 6 tot 21, en ek gaan ook lees uit Deuteronomium 6. Deuteronomium 5, vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek lees dan ook Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, die woord van God verkondig aan ons vergifnis van sonde. Aan almal wat met ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser, Jesus Christus. Liewe gemeente, die woord van die Here is baie duidelik dat sy oordeel en sy straf bly op elkeen wat die genade verwerp en in die sonde volhard. Ons lees in Esegiel 18 vers 20 tot 24: Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose, spreek die Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe? Aan al sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie. Om sy troubreek wat hy begaan het, om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle sal hy sterwe. Liewe gemeente, ons bely ook ons ongeregtigheid, ons bely ons troubreek voor die Here. Daarom ontvang ons vergifnis van sonde. En omdat ons werklik glo dat ons vergewe is, vrygespreek, kom ons bely dan nou ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen van die spreek in die hart agterna die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sonde, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam Gesang 17. Oh
Uit die woord van die Here lees ons Lukas 7 vanaf vers 36 tot 50. Lukas 7 vers 36 tot 50. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Heilige, almagtige Here en Hemelvader, ons kom in aanbidding. Ons kom om U lof te besing. Ons kom om te bely voor die Here wat ons gemaak het. Ons is die skape van U weide. U is ons herder wat ons bewaar en in stand hou. Here, sonder U wil, sonder U leiding, kan ons nie eers vanoggend hier wees nie. Uit ons eie is dit nie binne ons vermoë om U naam aan te roep nie. Reeds daarin bewys U aan ons genade. Elke man, elke vrou, elke kind wat bely dat Jesus die Here is, om in hierdie diens onsself as 'n offer voor U te stel. In dankbaarheid, as 'n getuienis vir die goedheid en guns wat U aan ons bewys. Vader, en daarom vra ons vir U dat hierdie offer aan U welgevallig mag wees. Wanneer ons voor U kom, dan is dit met hierdie wete dat ons dit nie voor U verdien, dat ons nie daarop kan aanspraak maak nie, maar op grond van Jesus ons Here, wat homself geoffer het. En ons vra vir U, onderrig ons, vernuwe ons hart en ons verstand. Spreek U tot ons, Here, dat U kinders kan luister en lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lukas 7 vanaf vers 36 af lees ek. En een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die Fariseërs gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die Fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albastelfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die Fariseër wat hom genooi het dit sien, sê by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, Meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy
het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Ons teksvers vanoggend, vers 50. Jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Liewe broers en susters, een van die aspekte in hierdie lewe waarmee die meeste op 'n daaglikse basis gekonfronteer word, mee te doen kry, is om vrede te mag hê. Sou dit daarom nie vreedsaam wees as daar elke dag gemaklik as jy die wasgoed wil was en daar is water om te gebruik en die mens moet so fyn beplan oor net die water wat skielik weg is, jou dag ontwrig. Of as die elektrisiteit werk, want sommige van ons het seker ook al skade gely as gevolg daarvan. Of as jy in die kar kan klim en werk toe ry, en met vrede in jou gemoed daar uitklim, want niemand het voor jou ingery nie en jy het voor niemand ingery nie. En hierdie is miskien nie baie ernstige voorbeelde wat ek noem nie. En jy kan dit self verder voer, daar is so baie dinge wat ons vrede ontneem. Wat 'n bepaalde spanning en 'n angstigheid in ons bewerk, in ons ontketen. 'n Opmerking van 'n kollega, die gesig en die gesnork van 'n ondankbare kind. Hoeveel van ons moet dalk erken, maar my smeltdraad, dis nou jou fuse, soos jy hom sal noem, is maar kort. Dit vat nie veel nie. En dan is daar ernstige konflik in die huis tussen 'n man en 'n vrou, tussen ouers en kinders. Hoeveel dae in hierdie afgelope week, broeder, suster, het jy in jou kar geklim en werk toe gery, terwyl daar dan as ware sommer vroegoggend 'n bom gebars het? Of het jy in die spaarkamer geslaap omdat jy vanaand niks vir hierdie vrou te sê het nie? Want in die huis is daar nie vrede nie. En nou kan ek haar nie verduur nie. Ek is nie lus vir sy gesig nie. Die tyd moet nou net verbykom dat hierdie kinders in die bed kan kom, want ek gaan hulle nog iets aandoen. Liewe broers en susters, die groot stryd in hierdie wêreld is vrede. Daar word baie ure en baie geld aan spandeer om vrede te bewerk. Ouers probeer soms medikasie
dat die kinders net kan rustig raak in die aand om te slaap, want as hulle rustig raak, dan kan daar dalk vrede in die huis kom. Hoe vreedsaam is dit dan nou nie, as die nag se stilte dalk daal nie? Maar wie van ons het dalk die afgelope nag lakens getrap, omdat jy eintlik nie vrede het nie? Vrede oor jou huwelik, vrede oor jou verhouding met jou kinders, vrede oor die werksomstandighede, en ons kan die lys opmaak. Woeling en spanning wat hier binne-in aan jou vreet. Nou, liewe gemeente, die oorsaak van al hierdie spanning, op elke aspek van ons lewe, is sonde, wat hierdie ganse lewe versuur en versies. Maar nou moet ons baie mooi hoor, want ek kan nou dink, ja, daai ou wat, ek sien in die beerdkrag, werk het nou ook so, nou moet ek ook bely, ek het my nou ook al, as ek sê skuldig gemaak in gedagte, dan kom jy hierso na 'n lig toe, dan sien jy die kar voor jou ry, en dan ry jy mos agter hom aan, want dis wat karre doen as 'n robot groen is. En dan is hier 'n paar ouens wat uit die kant uit vir jou toeter druk, want jy moes gestop het, dis 'n vuurstop, want dis beerdkrag. Nou soms het ons nou al per ongeluk so ding oorgekom, maar ek sien die tendens raak, as jy sien die ou voor jou is besig om stadig te ry, dan sit ouens voet in die hoek, om sommer gou agter 'n ou oor te slip, terwyl die ander wag. En dan is daar by my naderhand ook nie meer vrede nie. Want daar's 15 robotte wat jy moet kruis. En hierdie is maar 'n alledaagse, ligtelike voorbeeld. Binne die verkeerssituasie, maar hoeveel ontketen dit onvrede, as ek reken, maar my vrou is nie so bedagsaam soos wat ek wil hê sy moet wees nie. Ek probeer vir haar dit en dit en dit doen, maar sy kan nie omgee nie. En nou veroorsaak dit verdere spanning. Maar ek wil hê ons moet hoor, ek kyk na ander mense se optrede en ek beoordeel hulle sonde, want hulle sonde, hulle oortredinge teenoor my, dit maak my kwaad. En ons moet daai gedagtegang nou bietjie laat staan. Heeltemal. Vergeet van ander mense se sonde. Maar dink dan nou aan die keer toe jy dalk ook 'n bietjie haastig was en gedink, maar ek gaan gou agter hierdie kar glip en oor die, want ek is haastig, want daar's afsprake wat nagekom moet word en nou veroorsaak hierdie dooie verkeersligte dat ek gaan laat kom, so ek moet maar so 'n bietjie aandruk. En nou is ek die oorsaak van 'n ander ou se frustrasie. Hy druk vir my toeter en wy vir my dalk 'n teken, hy waai nie vir my nie. Of ek is die persoon wat onbedagsaam is teenoor my vrou en teenoor my kind, wat sê, maar jy ken my. Ek sê wat ek op die hart het. Ek sê 'n ding soos ek hom dink. Liewe broers en susters, daar is nie 'n gedeelte in die Bybel wat sê hom soos jy hom dink nie. En jy die reg om te sê wat jy wil nie. Inteendeel, die Spreuke skrywer is baie duidelik daaroor dat jy 'n wag voor jou mond plaas. Dat 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Maar ons sal so maklik wegkruip daar agter om te sê, maar ek's net 'n mens en voor ek my kon kry, toe glip dit uit. Probeer ons nog enigsins van sonde ontvlug, van my sonde. Want, liewe broers en susters, die konflik in ons huise, in ons huwelike, in ons verhoudinge,
is nie so seer dit wat my vrou vir my sê en doen, of iemand anders, die kinders se onbedagsaamheid en ongehoorsaamheid, as my reaksie daarop nie. Ek is in beheer van myself. Want as ek dit verwys na iemand anders toe, hy is die oorsaak, sy is die oorsaak, 'n gebeurtenis is die oorsaak, beteken dit ek het nie beheer oor hoe ek optree, oor hoe ek dink en besluit en oordeel oor 'n saak nie. En dit in sigself is nou reeds sonde, want dan sê ek self is buite beheer. Terwyl een van die liedere wat ons ook so graag sing en woorde wat ons heel waarskynlik goed ken, daar in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees, leer een aspek van die vrug van die Gees is selfbeheersing. Totale beheer oor my mond, oor my gedagtes en oor my dade. En as dit nie besig is om te ontwikkel nie, as ek ouer word en net meer buite beheer raak om te sê, man, ek is nou al 65 of 75, teen hierdie tyd van my lewe kan ek nou maar 'n ding sê soos ek wil. Liewe broer en liewe suster, vir enige een van ons wat so dink en redeneer, dis uit die hel uit. Maak nie saak hoe oud jy is nie. 'n 3-jarige kan nie op die vloer val en skop en skree nie. En dit is nie verskoonbaar om te sê, maar hy het nou nog nie lekker selfbeheersing nie. Dan sal 'n mens die metodes en tegnieke aanwend om selfbeheersing te bewerkstellig. Maar 'n 30-jarige wat nie noodwendig op die vloer val en skop en skree nie, maar op 'n ander wyse tot 'n uitbarsting kom, moet ook in beheer kom van hom of haarself. Liewe broers en susters, ek dryf die punt en ek boor my vinger daarin dat ons tot 'n sonde besef sal kom. Want ons kyk na ander mense, ons beoordeel hulle optrede teenoor my, en dan voel ek het nou rede om vertorend te wees, om my voete te stamp en buite beheer te raak. En ek kyk nie na myself nie. En die probleem is, ek vind nie vrede nie. Ek vind nie vrede met my vrou of met my kinders of met die man op die pad nie. Ek vind nie vrede by God nie. Dis die kritieke vrede van hierdie lewe. As jy nie vrede tussen jou en die Here het nie, sal jy met niemand anders in hierdie wêreld vrede hê nie. En dis wat in ons geleesde gedeelte afspeel. 'n Fariseer ontvang die Here Jesus in sy huis, en hy gaan daar aan tafel, en dis interessant as die teks dit ook vir ons sê, en die Here Jesus wys dit later vir ons uit. Hy sê hy het Jesus genooi, en die Here Jesus het aan tafel gegaan. En in hierdie gesprek dan kom die Here Jesus en hy sê later vir hom, jy het my nou genooi, maar daar was nie water verskaf waar my voete gewas is nie. Jy het my nie met 'n kus ontvang nie. Nou, 'n broederlike kus, 'n Bybelse tyd gebruik, soos wat ons vandag 2 mans handskud, het hulle so, jy het dit dalk al gesien, 'n kus met iemand gegroet. So, jy het my nie hartlik ontvang nie. Is net so goed, hy kom by my huis aan, en ek sê vir hom, gaan sit. Ek skud nie my hand uit om hom te groet nie. En dan het hulle vir die gaste, want jy het nou geloop van waar af jy kom, en is dalk sweterig, en het hulle 'n bietjie olie so hier dalk op ou se nek, of iewers op ou se klere gedrup,
vir 'n aangename geur in die huis. En al hierdie gebruike was gasvryheid. As ons nou in daai tyd geleef het, dan sou daar water by die deur gewees het. Ons sou mekaar hartlik ontvang het en die flesie olie sou daar gestaan het waarmee ons gaste ontvang het. Vir wie ek lief is. Vir die wat naby my is. Wat dadelik kom sê, nee, hy het die Here Jesus ontvang, maar die Here Jesus is nie naby aan hom nie. Hy het hom nie hartlik ontvang nie. Hy kan die storie vertel, hy het daai wonderwerker hier in sy huis gehad. En nou kom hier die vrou daaraan wat 'n bedenklike reputasie het, en sy was die Here Jesus se voete met haar trane, droog dit met haar hare af, en salf hom met kosbare olie. Sy bewys aan hom gasvryheid. In 'n ander ou se huis, wat hy nie eers in sy eie huis aan hom bewys het nie. En hierdie man is nou in 'n spanning daaroor, want weet die Here Jesus nie wie hierdie vrou is nie. Hoe kan hy toelaat dat sy aan hom raak, sy's 'n sondares? En dan vertel die Here Jesus hierdie kort gelykenis van die skuldenaars wie se skuld afgeskryf word. Dit word as 'n geskenk gegee. Die een skuld 500 pennings en die ander 50. En dan vra hy die vraag, van wie is die meeste skuld vergewe? En dan sê hy, maar uit die aard van die saak, die een wat die meeste geskuld het, wie sal die meeste dankbaarheid wees? Wie gaan huis toe gaan en sê, my vrou, ons kan asemhaal, meneer het die skuld afgeskryf, ons kan hierdie maand daarom bietjie ons sake beter beheer, ons hoef nie nog hierdie skuld verder te delg nie, dis gegee as 'n geskenk. Daardie verligting om so vrygespreek te wees. En dan vra die Here Jesus die vraag, maar wie sal die meeste dankbaar wees? En dan sê hy vir hom, maar ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En die Here Jesus antwoord hom, jy het reg geoordeel. En die res is eintlik vir ons baie logies, wat nou hier gebeur, wie hier die vrou is, dat sy 'n besef het, met wie sy te doen het. Sy het sekerlik ook al, nie net gehoor nie, maar gesien waar daar lammes is wat loop, en 'n dooie wat opgewek is, as hy nie daar self was nie, het sy dit gehoor, daar waar die verlamde man deur die huis se dak laat sak is, want hulle was kwaad vir die Here Jesus toe hy vir daai verlamde man sê, jou sondes is jou vergewe. Staan op, vat jou bed en loop. Hulle wou hom doodmaak as gevolg daarvan. En daardie vraag het by die mense ontstaan, maar wie is hierdie man wat vir iemand sommer so sê, jou sondes is jou vergewe, want dis nie hoe met sonde gewerk word nie. Jy vergewe dit nie sommer daar in 'n ou se sitkamer vir 'n ou wat deur 'n dak laat sak word sommer net so nie. Die kerk sê, die priester sê dit werk nie so nie. Die priester sê, en jy kan gaan lees in Levitikus 16, hoe moes dit gebeur dat sonde vergewe kan word? Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek lees vers 15 en 16, dan moet jy die sondofferbok slag wat vir die volk bedoel is, en sy bloed binnekant die voorhangsel bring, en met sy bloed doen, soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. So moet jy dan vir die heiligdom versoening doen, vanweë die onreinhede van die kinders van Israel, en vanweë hulle oortredinge, want hulle sonde, wat hulle sondes ook al mag wees, so moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms wat by hulle te midde van die onreinhede gewoon het. Hierdie gedeelte vertel van die onreinhede van die kinders van Israel, die hele volk. Wanneer jy verder in Levitikus gaan lees, dan sal jy sien
die persoonlike sondoffers waar iemand gekom het en sy of haar hande op die offerdier se kop gesit het. En terwyl jy so aan hierdie offerdier raak, vat, dan is die slaghaar afgesny. Het daardie offerdier onder jou hande dood gegaan met die bloed wat uitspuit. Daardie bloed is opgevang, daarvan is met die hiesoptakkie op die persoon gesprinkel en met die regterduim op die regteroor ook so merk gemaak. Om ook te sê, maar hierdie dier se bloed maak nou skoon en jy sit jou hande daarop want dis jou sonde, jou daad van of sondedade wat oorgaan op hierdie offerdier en as gevolg van jou dade is hy nou dood. Jy moes eintlik dood gegaan het. Maar hierdie dier is nou in jou plek geoffer. En die mense kon tempel toe gegaan het, kon nie, hulle moes tempel toe gegaan het en hulle moes dit gaan doen het. Dis hoe met sonde afgereken word. Jy moet jou offerdier vat, tempel toe gaan en jou hande daarop sit. Nou is daar 'n man in Jerusalem wat vir 'n vrou sê, jou sondes is vergewe. Hier by die etenstafel in 'n Fariseer se huis. Want iets wat Simon sukkel om in te sien, wat hierdie vrou reeds ingesien het. Sy sit haar hande op die offerlam. Dis met wie sy te doen het. Jesus is die offer. Haar sonde gaan op hom. Uiteindelik word hy geoffer aan die kruis. My liewe broers en susters, die sondaar moet in hierdie opsig sy hande plaas op Jesus Christus, sodat jou sonde op hom kan gaan. En jy dan kan hoor, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Nou het jy vrede met God. En daardie vrede gaan alle verstand te bowe. Want niks wat iemand nou vir my kan sê, of voor my kan inry, of 'n opmerking of 'n aanmerking, kan dit van my steel nie. Dis nie af vir 2 ure saam met beerdkrag en bly droog as daar nie water in die krane is nie. Daardie vrede met God is meer van waarde as my hele pensioenfonds en my hele boedel. Niks en niemand kan dit van my beroof nie. En die persoon wat besef, maar ek het daardie vrede, leef in daardie vrede met ander mense. Met jou vrou, met jou kinders, met jou buurman, met die ander padgebruikers, met die kollega by die werk. Maar liewe broer en suster, jy self moet daardie vrede hê. En die enigste is om Jesus Christus aan te gryp, met die besef van jou sonde. Jy weet, ek weet, mense raak partykeer, hier gaan ons weer, nog 'n preek oor sonde. Is daar nie 'n bietjie goeie nuus nie? Iets wat ons meer hoop gee en sal laat beter voel oor al die frustrasies wat ons het nie. Liewe broer en suster, dit is die goeie nuus. As dit nie vir jou goeie nuus is nie, bly dan niks anders oor nie. Die feit dat ons 2 kindertjies kan doop vanoggend,
staan onder die teken van sonde. Want hierdie water maak skoon dit wat vuil is. Hierdie water dui op die bloed van ons Here Jesus, wat gevloei het. En hierdie bloed maak nie net skoon my sonde nie, maar dis al van waarde, dis effektief, selfs vir 'n seentjie en 'n dogtertjie, al weet hulle dit nie. Al sal hulle eendag die foto's daarvan sien, hy is net soveel sy verlosser, haar verlosser, as my verlosser. Maar, waar staan ek? Hoe groot is my sonde in my eie oë? En ek gaan dit so bietjie, en ek het dit al in die afgelope tyd gesê, maar ons houding maak saak, ons gesindheid. Want Simon ontvang daarom die Here Jesus in sy huis, aan sy tafel. Maar hy het nie regtig agting vir die Here Jesus nie. Want hy gee nie water om sy voete te was nie. Hy ontvang hom nie hartlik met 'n kus nie. Hy salf hom nie met olie nie. En hoekom my houding in uiting wanneer ek Bybel lees? En ek wil dit tog net prakties maak vir 'n oomblik. Regtig prakties. Want as die werkgewer, die baas in jou kantoor instap, dan sit jy nie op jou 7de rugwervel nie. En as jy dalk so 'n bietjie vooroor geleun het, of 'n sitposisie gehad het, dan skuif meeste mense ten minste regop op die stoel, as hy nie inteendeel opstaan, omdat daar respek is vir die persoon wat nou in my kantoor ingekom het nie. Of na wie se kantoor toe ek gaan, dan sorg hy sekerlik dat jy dan ten minste binne die werkse protokol netjies is. Maar ons het so maklik die houding dat as ons Bybel lees, dan sit ons op ons 7de rugwervel op die bed. Hoekom sal ek nou regop sit? Want ag, dis daarom mos net, en ek sê dit met eerbied, dis mos maar net Jesus, dis mos maar net sommer die Here. Ek wil daarom by u pleit, dat ons selfs ons houding, wanneer ek Bybel lees by my huis, oordink. Want dit getuig van die besef wie hy is en wie ek is. En as ek hierdie woord oopmaak, en of ek op my eie is, en of ek saam met my huisgesin is, dan kom ons in die teenwoordigheid van die God van hemel en aarde. En as hy in ons huis inkom, dan ontvang ons hom met eerbied en respek. Is dit dan te veel gevra om regop te sit by 'n tafel? En wanneer ek bid, kniel, op my knieë gaan, want hierdie houding sê dat ek is afhanklik van hom. Ek plaas my lewe voor hom. Hy is my Here. En alles is ek verskuldig aan hom. Want ons sien dit in ons geleesde gedeelte teenoor Simon se houding teenoor die Here Jesus en hierdie vrou se houding. Hoe sy met liefderyke omhelsing haar nie wend tot die Here Jesus se kop nie. Sy ag haar nie eers waardig nie. Sy is by sy voete. Was sy voete met haar trane, droog sy voete af, salf sy voete. 'n Getuienis van haar vernedering, omdat haar misdade veel is.
liewe broers en susters, hierdie vrede wat sy verwerf het, wat oor haar gekom het. Paulus skryf, dit gaan ons hart en ons sinne ver te bowe. Die van ons wat vrede soek, wie se vrede so maklik gesteel word, deur wat iemand sê of iets aan my doen, sommer in die verkeer, in iemand wat ek glad nie eers ken nie. Ek wil by u pleit, oordink dit baie ernstig, of u ten diepste vrede het met God. Om te kan weet, te kan seker wees, mens hoef nie te twyfel of jy vergewe is nie, of jou sonde vrygespreek is nie. Hierdie vrou het nie gewonder wat sy gehoor het, maar wat het hy nou eintlik bedoel nie. Dit was vir haar baie duidelik wat sy het. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Mag ons kinders daarin groot word. Dis eintlik so wonderlik dan om in Suid-Afrika te wees met alles wat gebeur, wat ons vrede steel, dat ons vir ons kinders kan leer, maar dis nie vrede nie, maar dat daardie verbondsteken aan jou bedien is, beteken jy kan groot word in die vrede van die Here. Sy seun se bloed het vir jou betaal, en niks en niemand kan jou daarvan vervreem nie. Geen aksie van regstellende watse aard ook al, kan dit by jou vat nie. Liewe broers en susters, so is ons gedoop. Elke een wat al belyden lidmaat belydenis van geloof afgelê het, is ook so gedoop. Die vredesteken, dat die water jou sonde afwas en jy in vryheid kan weggaan. Mag elkeen van ons vanoggend self daaraan herinner word, dat daar die water wat aan my bedien is, en ek kan dit nie onthou nie, en ek weet nie eers in watter gemeente nie, en ek weet ook nie wie die dominee was nie, en dit maak net nie saak nie, want dis God se teken, dat hy vrede met my het in Jesus Christus. Amen. Die doop, liewe gemeente, is ryk aan betekenis. Deur die doop in die naam van die Vader bevestig hy ons, dat hy as Vader ons in sy genadeverbond insluit en tot sy kinders aanneem. Verder leer die Bybel dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word. Ons kan die koninkryk van God alleen beerwe, indien ons weer gebore word. Deur die doop in die naam van God die Seun, word ons aan Jesus Christus as die Seun van God verbind. Sy bloed was al ons sonde af. Die doop is 'n teken en seël van die belofte van hierdie afwassing. Die doop verkondig dat ons ou sondige mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur sy opstanding weer lewend gemaak is, sodat ons vir die sonde dood is en vir God in Christus lewe. Die doop is 'n teken van ons inlywing as lidmate in die kerk van Christus, waar ons as lewende lidmate moet leef. Deur die doop in die naam van God die Heilige Gees, gee God aan ons 'n dubbele versekering. Hy woon deur sy Gees in ons en regeer en vernuwe ons lewens daagliks. Liewe gemeente, die kinders van gelowige ouers moet daarom gedoop word. Die Here God sluit tog die kind van die gelowige ouer van die begin af in die genadeverbond in. In die Nuwe Testament is hele gesinne gedoop toe die ouers tot geloof gekom het. Die kinders verstaan wel nog nie die doop nie,
maar die betekenis daarvan geld ook vir hulle. Trouwens, dit beklemtoon juis dat God die verlossing uit genade aan hulle beloof. Die doop plaas die ouers onder 'n besondere verpligting teenoor die verbondskind, om hulle kinders te onderrig aangaande die betekenis en eise van die genadeverbond, om vir hulle 'n voorbeeld te stel in die uitlewing daarvan, en om hulle op te roep om die beloftes van God hulle eie te maak. Ek wil hierby voeg, liewe broers en susters, mag die doop van elkeen van ons die vredesteken in ons huis wees. In elkeen van ons se huise, want wanneer ek na my kinders kyk, vir wie ek my so bloediglik kan vererg. En wanneer hier die vrou voor my staan, wat my maar lekker kan omkrap, dan sien ek mense van God, wat vrede met God het, omdat hulle gedoop is. Daar's versoening gedoen vir hulle sonde deur Jesus Christus. En elkeen van ons in die huis, elkeen van ons in hierdie gemeente, is gedoop. Ons leef onder hierdie vredesteken. Ons leef met dit. Die wêreld wil baie simbole voorhou vir vrede. Daar's geen ware vredesteken buiten hierdie sakrament, wat die bewys is van vrede tussen God en mens, en ons met mekaar. Ek vra dan nou dat ons doopouers, Roy en Lelani Vry en Reinhard en Lenel de Villiers hier voor die kansel sal kom staan. Liewe gemeente, om hierdie heilige ordening van God tot sy eer, tot ons troos en tot stigting van die gemeente uitvoer, kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemelvader, ons bid dat hierdie kindertjies wat ten doop gebring word, dat U hulle in genade sal aansien. Ons dank U vir die belofte dat U ons en ons kinders deur die bloed van ons Here Jesus, U seun, verlos en reinig. Here, ons vra dat U genadiglik sal gee, dat hulle vandag as lidmate van hierdie gemeente ingelei word, sal antwoord op U roepstem en sal begeer om as kinders van God aangeneem te word. Ons wil gee dat hulle U sal volg met 'n waaragtige geloof, vaste hoop en vurige liefde, en U voortdurend uit dankbaarheid en met vreugde sal dien, sodat hulle eendag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Ons bid ook dat U die ouers vir Roy en Lelani, Reinhard en Lenel die krag sal gee om hierdie verbondskinders op te voed in die vrees van die Here en 'n voorbeeld van hulle te wees, en hoe hulle in vrede met mekaar saamleef. Vader, Seun en Heilige Gees, aan U die enige en waaragtige God wil ons saam met hierdie ouers en kinders aan U die lof bring, die aanbidding en die heerlikheid. Ons bid dit in Jesus tot in ewigheid. Amen.
Geliefdes, Roy, Lelani, Reinhard, Lenel, die doop is 'n instelling van God. Die Here waarborg deur sy verbond, die Here waarborg deur die doop sy genade verbond aan ons en ons kinders. Geliefdes, om dan nou aan te dui dat jy vir hierdie doel hierdie sakrament ontvang en dit bedien word, en dat dit nie uit gewoonte of selfs 'n bygelowigheid is nie, moet jy asseblief nou eerlik en opreg hardop voor die gemeente antwoord op die volgende vraag. Bely u dat hoewel ons en ons kinders as sondaars gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, ons saam met ons kinders nogtans in Christus deel het aan die verbond? Verklaar u dat ons kinders daarom as verbondskinders van sy kerk gedoop moet word? Bely u dat u die leer van die Bybel in die Ou en Nuwe Testament so saamgevat in ons kerk se belydenisskrifte die ware en volkome leer van die saligheid is? Beloof u om as ouers u kinders in die leer na die beste van u vermoë te onderrig en te laat onderrig? Roy en Lelani, wat is hierop julle hoorbare antwoord voor die Here? Reinhard, Lenel, wat is hierop julle hoorbare antwoord voor die Here? Nou vra ek dan, terwyl ek ook ondertoe gaan, dat die doopelinge ingebring word, dat ons aan hulle die sakrament kan bedien, en dan vra ek ook dat wanneer ons die doop bedien het, dat die leier ouderling saam met my die egpare ook 'n handdruk sal gee. Daarna sing ons vir hulle, na die bediening van die doop, sing ons vir hulle Gesang 115, vers 1 en vers 3. Ludney Vry, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Willem Christian de Villiers, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek vra dan vir broer Henny om saam met my hulle handdruk te gee. Kom ons staan, dan sing ons vir hulle Gesang 115.
terwyl hulle plekke inneem. Ek weet hier's oupas en oumas, grootoupas en grootoumas, of oupa groot en ouma groot ook saam met ons vandag. En daar saam met elke familie is ons dankbaar vir die genade wat aan u familie toegevoeg is met die doop van hierdie kindertjies. Mag die Here hulle lei en bewaar en vir u as familie mag u vreugde groot wees. Kom ons bid saam. Heilige, almagtige Here in hemel, Vader, Here, ons moet bely dat ons so dikwels die houding en die gesindheid het wat die Fariseer gehad het, wat Jesus in sy huis ontvang, maar nie werklik vir hom lief is nie. Wat nie hartlik en gasvry teenoor hom opgetree het nie. Vader, ek bid dat elkeen van ons gesindheid en ons ingesteldheid sal ondersoek en oordink. Dat ons soos daardie sondares ons toevlug sal neem na Jesus ons Here. Dat ons hom sal aangryp en ook mag hoor, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Here, dat ons ook sal leef met hierdie vredesteken. Die doop wat aan my bedien is, lankal reeds. En dat dit vir ons van krag is, al het die water daarvan lank reeds opgedroog. Dat dit die bevestiging is, die teken dat God sy vrede, dat hy sy vrede aan my geoffer het, en dat niks daarvan vandag weggeneem nie. En omdat ons nou in vrede leef met God, dat 'n man in vrede sal leef met sy vrou, dat 'n vrou in vrede kan leef met haar man, dat ouers in vrede kan leef met hul kinders, en kinders in vrede leef met ouers. Here, dat ons in vrede sal leef met vreemdelinge, die wat goed aan ons doen en vir ons sê, wat ons baie daar teen die mure wil uitdryf. Here, wil U gee dat die vrede van die Here oor elkeen van ons sal kom en bly, deur ons Here Jesus, wat die vredevors is. Ons bid vanoggend vir die wat siek is. Ons vra vir genesing van die liggaam, dat wonde sal gesond word en kragte sal toeneem. Ons bid vir die familie, vriende, eggenote wat versorg by 'n siekbed, wat waak. Here, dat U hulle sal versterk om te volhard in die diensbetoning van 'n eggenoot, van 'n ouer, selfs ook van 'n vriend of 'n vriendin. Ons bid vir ons land. Daar gebeur elke dag soveel dinge wat vrede verwyder van mense onderling. En dat ons op so 'n wyse die vyand sal weerstaan, dat hy nie ons vrede sal ontneem. Vader, ons vra dat U met hierdie owerheid sal wees, dat hulle so sal regeer, dat ons 'n rustige lewe kan leef. Dat hulle so sal regeer met die wete dat hulle sal verantwoording doen voor die Here van hemel en aarde. Ons dankie vir die reën wat val.
U genade wat U onverdiend oor ons uitstort. Ons bid en ons vra vir daar waar dit nog so droog is, gee daar uitkoms. En ons vra dat U sal vertroos die wie se lewens ontwrig is deur die vloede en storms die afgelope tyd. Bewaar ons teen die mag van die duisternis, dat ons hierdie vyand weerstaan en hy van ons wegvlug. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar sal nou geleentheid wees om die Here te dien met ons offergawe. Daarna sing ons gesang 75 vers 1 en 2. Gesang 75 vers 1 en 2 na die opneem van ons offergawe. Kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemelvader, uit dankbaarheid bring ons hier die gawe na U huis, tot eer van U naam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam gesang 75 vers 1 en 2, dan bly ons ook staan vir die uitspreek van die seën. Gesang 75 vers 1 en 2 staande.
Mag hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Amen.